Van een ding in hierdie lewe kan ons seker wees. En dit is dat God sy woorde wat hy sê en wat hy voorspel uitkom. Dink maar aan die Here Jesus toe hy op aarde was. En sy disippels vir hom gevra het, wanneer is die teken en watter is die teken van u koms? En wat is die tekens? Het hy gesê, sien julle daar die klippe waarmee die tempel gebou was? Daar gaan nie een van hulle op mekaar bly nie. En 70 jaar na Christus, nadat Jesus weg is, het dit letterlik in vervulling gegaan. Die tempel is verwoes. Die Here Jesus het vir ons beloof dat die Heilige Gees sal kom, aarde toe. En die van u wat vandag kan getuig, dat die Gees van die Here is in jou lewe, en dat jy gedoop is in die Heilige Gees, is mense wat weet, dis nie 'n storie nie, die Here se woorde het letterlik in vervulling gegaan. Daar is 'n boodskap wat hy gesê het oor sy koms. Hy het vir ons voorspel dat hy weer gaan terugkom. Hy het 'n belofte gegee. Ek wil vandag vir u vra, is jy gereed as hy terugkom? Hoe gaan jy wees as die Here terugkom? En wat gaan in jou lewe aan? Nou mense het verskillende tekste wat vir hulle belangrik is oor die gereed wees vir die Here, en dit is nie vir my so vreeslik nie, want al hierdie goed is inklusief. Ons dink maar aan mense wat sê, sonder heiligmaking sal ons die Here nie sien, en wat hulle regtig daarop instel, om hulle af te sonder vir die Here. Ons dink aan ander mense wat sê, die gedeelte aanhaal, waar die Bybel vir ons sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie, maar na mate julle die dag sien nader kom, moet julle mekaar bemoedig. En dan bemoedig ons mekaar, en Christene bemoedig mekaar met hierdie woorde, die Here kom. Ons dink aan ander Christene wat sê, man, en hulle dink aan daardie gedeelte in Matteus, die oor die gelykenis van die 10 maagde, wat vir ons dui daarop, hoe gaan die Christendom lyk die dag as die Here gaan kom. Daar was 10 maagde, 5 was dwaas. Hulle was nie ernstig oor hierdie belofte nie. Hulle was nie ernstig oor die koms van die Here nie. En toe die Here kom, was hulle nie gereed nie. 5 was ernstig, en die Here, hulle kon hulle bruidegom ontmoet. Wat van jou? Ek wil iets bylas vandag daaroor. Ek wil iets bylas, en dit is, dat die Here vir ons herhaaldelik sê, hy wil hê ons moet in 'n intieme en hegte en sterk verhouding met hom leef. God hou dit aan om te beklemtoon deur die Bybel. Hy wil 'n sterk verhouding hê met sy seun. Dis wat ek vandag vir u wil vra. Hoe sterk en intiem en heg is jou verhouding met die Here? Ek sê dit baie keer vir my vrou. As ons verhouding sterk is met die Here, kan ons seker wees, en dit gee vir my al klaar sekerheid, dat ons gereed sal wees as die Here kom. Die verhouding waarvan die Here praat wat moet sterk wees, is afgelei van 'n woord wat beteken om fellowship met die Here te hê, en deel te hê aan die Here, en een te wees met die Here. Nou hoe word ons een met die Here? Jy word maar net een met die Here, deurdat hy in jou kom soos kos, binne in jou hart, moet hy inkom, dan word dit deel van jou, en jy word deel van hom. En hier, dit gebeur, deurdat ons hom innooi in ons lewens. En ek wil vandag vir u vra, het jy al jou geloof in die Here Jesus uitgedruk, en gesê, Here, ek aanvaar u as my verlosser en my saligmaker. Ek aanvaar dat u gesterf het vir my sondes. Ek aanvaar u as die seun van God. Ek gee my lewe vir u. En dit is hoe jy deel word van die Here. Het jy dit al gedoen? As u nog nie eens dit gedoen het nie, kan u nog nie praat van 'n verhouding met die Here. Dis maar die begin van die verhouding met die Here. En dan kom ons kyk, ons moet nou groei in ons verhouding met die Here. En wat dui dit alles op? Dit dui op daarop dat ons sielkundig sal groei in ons verhouding met die Here. En dit beteken dat jy onder andere sal leef soos iemand wat weet dat jy vergewe is. Waarom veroordeel u uself die hele dag? Waarom dien u vir uself wonde toe? Waarom bejammer jy jouself die dag? Waarom veroordeel jy jou voortdurend? Die Here het jou vergewe. En dan moet ons ook onthou,
Vergifnis beteken dat ek ophou en dat hy my sonde weggeneem het. Ek kan nie volhard maar met die sonde nie. Die tweede ding is dit, dat hy wil ons harte hê. Hy wil hê jy moet deel met hom met jou hart. Hy wil hê jy moet praat met hom met jou hart. Hy het op 'n tyd vir die leiers in Israel gesê toe hy op aarde was, julle dien my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Is jou hart by die Here? Praat jy met jou diepste vlak van kommunikasie? Praat jy met die Here op 'n hartvlak gebied? Op 'n hartvlak wyse? Weet God wat in jou hart aangaan? Weet hy? Is jou begeerte regtig na hom? Is jou liefde regtig daar vir hom? En dan 'n derde ding, wat maak u met die Heilige Gees? Is die Heilige Gees vir jou kosbaar? Want hy het sy Gees in jou gegee en daardeur kommunikeer die bruidegom met jou. En die Heilige Gees sal jou herinner aan wat die Here Jesus gesê het oor die einde van die tye. Daarom moet ons harte oopmaak vir die Gees van die Here, dat ons kan hoor wat die bruidegom vir ons sê. En ek wil dan vir u ook hiermee afsluit vandag. 'n Verhouding met die Here beteken dat jy 'n veranderde lewe sal hê. Ek kan nie net die Here Jesus innooi in my lewe en my agenda bly net soos dit is nie. Ek moet verander. En dis veral Efesiërs 4 wat vir ons mooi sê. Die nuwe lewe in Christus wat ons gekry het, is soos 'n nuwe kleed wat ons aantrek. Jy moet hierdie nuwe lewe aantrek en vorentoe gaan en die Here dien. En die ou dinge, ou kleed, moet jy uittrek. En dit is dinge wat jy regtig moet doen. Die Bybel sê ons moet ophou om vir mekaar te lieg. Ons moet die waarheid met mekaar praat. Die Bybel sê die persoon wat 'n dief is, moet ophou steel. En jy moet werk sodat jy ander kan help. En die Bybel sê moenie die Heilige Gees bedroef nie. En dan eindig die Bybel in hierdie gedeelte vir ons en sê vir ons, ons moet woede en al daardie tipe dinge moet ons aflê en ons moet ons omgord liewer met die waarheid praat en al hierdie dinge. En die Bybel sê onder andere, moenie kwaad gaan slaap nie, maar vergewe mekaar en bemoedig mekaar en help mekaar en ondersteun mekaar. Dis wat die Bybel sê. Is u lewe 'n lewe wat al van hierdie dinge getuig, dan kan jy begin sê, nou het ek 'n ernstige verhouding met die Here en kan ek gereed wees as die Here kom. Ek gaan vir u bid en ek gaan weer vir myself ook bid en ek gaan sommer vir my kleinkinders ook bid, want dit is wat dit beteken om 'n verhouding met die Here te hê. Kom ons bid saam en vra die Here. Mense, die tye is ernstig. Die oorlog wat daar plaasvind, die wêreld wat in 'n warboel is, die natuur wat in 'n warboel is tekens wat vir jou wys, wat vir ons altyd herinner, die Here gaan weer terugkom. En ons kan maar net sê ons hoop dat dit nou is. Dit kan nog oor 'n tydjie wees, niemand weet nie, maar dit herinner jou, daar sal 'n dag kom wat dit in vervulling gaan kom wat hy gesê het. Is jy gereed vir die koms van die Here? Kom ons bid saam. Baie dankie liewe Here dat U betyds vir ons waarsku, vir ons mooi inlig oor hoe ons gereed kan wees vir die koms van die Here. Ons hoef nie te staan en nie gereed te wees nie. Ons kan gereed leef vir hierdie groot dag. En dankie dat dit 'n wonderlike dag wees. Dis die dag van volkome verlossing wat ons sal beleef. En dankie Here, help ons om regtig ag te gee op wat U vir ons sê. Ons dankie daarvoor. Ek bid vandag vir elkeen wat dit nog nie gedoen het nie, dat hulle spoedig sal weet om dit te doen, sodat hulle gereed kan wees vir die koms van die Here, of dit nou is en of dit later is, in Jesus naam. Amen.